Die beroemde skrywer John Steinbeck het gemeen dat daar slegs een storie is. En dit is die storie van goed en kwaad. Uiteindelik is dit seker so, maar daardie storie het 'n voorspel en dit is die storie van waar en vals. Totdat ons die onderskeid tussen waar en vals bemeester, sal ons tussen goed en kwaad ook nie kan onderskei nie. Hierdie reeks praatjies is bedoel as 'n gids tot daardie voorspel, die onderskeid tussen waar en vals, tussen korrels en kaf. In taal kan die woorde reg en verkeerd die betekenis van waar of vals hê, maar dit kan ook die betekenis van goed of kwaad hê. Dit is jammer dat taal so ontwikkel het, want dit is twee totaal verskillende jurisdiksies. Waar en vals het met kennis te doen, terwyl goed en kwaad met etiek te doen het. Die waarheid steur hom nie aan etiek nie. Wat is, is. Dit mag 'n bitter pil wees om te sluk, maar die waarheid gaan hom nie aanpas by ons begeertes of waardes nie. As ons dit nie aanvaar nie, heel ons met wensdenkery. Ons moet eers die werklikheid begryp en aanvaar, voordat ons hierdie wêreld waar moontlik ten goeie kan probeer rig. Met die skeiding van waarheid en waardes in twee opeenvolgende jurisdiksies, kom dit ook aan die lig dat die wandelpad na waarheid geen tuiste vir emosies bied nie. Emosioneel is waarheid 'n hartelose woestyn. Eers wanneer ons hierdie dorre woestyn oorgesteek het, kan ons die suiwer korrels saai, met emosies nat lei en met etiek snoei. Voordat ons op enige inligting reageer, is dit wenslik om eers 'n paar stappe te doen om te verseker dat ons nie op 'n dwaalspoor beland en onbesonde dinge aanvang nie. 'n Sinvolle proses behoort minstens die stappe in hierdie vloeidiagram in te sluit. Die eerste 3 stappe in hierdie proses het te doen met die vestiging van kennis en maak die objektiewe fase van die proses uit. Dit is noodsaaklik dat die geel stappe, die vestiging van kennis, met 'n kil afsydigheid benader word. Eers nadat gevolgtrekkings oor geldigheid gemaak is, mag ons emosies en motiewe oorweeg word. Die laaste 3 stappe, die groen, vorm die subjektiewe fase van die proses en het te doen met die toepassing van daardie kennis. Eers gedurende die groen stappe kom oorwegings soos persoonlike belange, emosies, voorkeure, dogma en ideologie ter sprake. Sulke oorwegings mag nooit inmeng met die eerste 3 stappe van die proses nie. Dit sou lei tot onakkurate gevolgtrekkings. Met die insameling van getuienis in die eerste stap is dit nodig om sover prakties moontlik alle relevante getuienis te oorweeg. Bronne mag verdag lyk, maar moet nie gesensor word nie totdat ons alle inligting eers ingesamel het. Bevestiging vooroordeel is 'n vorm van selfsensuur waarteen gewaak moet word. Tydens die evaluasie van getuienis kan oorwegings soos die betroubaarheid van die bron, die diversiteit van die bronne, koherensie en waarskynlikheid oorweeg word. Tegnieke soos argumentasie, formele logika, wetenskap en empiriese oorwegings kan aangewend word. Die kleuronderskeid in die diagram is gemaak om te beklemtoon dat 'n kliniese, afsydige benadering tot die vestiging van kennis onafhanklik staan van die toepassing daarvan. Dit beteken hoegenaamd nie dat ons optrede harteloos moet wees nie. Die bestryding van liggelowigheid moet ook nie verwar word met 'n negatiewe ingesteldheid nie. Waarheid is nie deel van ons persoonlikheid nie. Dit is iets ekstern wat onafhanklik van ons denke staan. Die uitdaging is om ons vertolking so na as moontlik met daardie eksterne werklikheid in ooreenstemming te bring.
dan kan ons van 'n opregte basis voortbou. En intussen, vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd, in vino veritas.